Suid-Afrika is die tuiste van meer as 4500 vetplantspesies, waarvan die meeste endemies is. Meer is genoeg om kenners en entoesiaste besig, gefassineerd en in totale verwondering te hou. Sean Gildenhuys is al as jong seun vasgepen deur die eie soortige en trots plaaslike plante, en bedryf deesdae 'n aanlyn vetplantonderneming. Ons het in Mosselbaai omgewing gaan kennis maak. Sy oom se kweekhuis propvol bolplante en vetplante, elkeen met sy naam netjies op 'n etiket, het hom as jong laaitie reeds beïndruk. Hy gaan gereeld op verkenningstogte tussen Nelspruit se koppies en elke nuwe spesie wat hy teekom, bekoor hom net verder. Sean, klink my, jy was van kleins af besig buite in die natuur op soek na nuwe vetplantspesies. So vetplante was nog altyd iets vir jou van kleins af. Ja, nee, ek onthou dit van baie jonk af. Ek was omtrent 6 jaar oud toe ons by my oom gaan kuier, oom Danny. En hy het so 'n klein greenhouse gehad met 'n verskeidenheid bolplantjies, almal met elkeen label by, en dit het my altyd fascineer en ek het daar rondgeloop en die blommetjies bekyk. En so het ek maar by hom ook my eerste plantjies, vetplantjies gekry en so begin plant en aanplant en babetjies gemaak, en so hy het 'n groot rol gespeel. Hy het 'n groot liefde vir plante gehad en geheel. Dit lyk my mense met groen vingers reik mekaar vinnig uit, want jy het goeie mense, mentors in jou lewe gehad wat jou passie deel. So gedurende my skooljare was ek nou baie entoesiasties oor die plante, baie passievol. Ek was baie keer in die moeilikheid by my ma oor die telefoonrekening. So ek het die hele land gebel en gepraat met die mense wat ek kwekery het, en daai mense probeer om saadjies te kry. En so het ek nou baie mense ontmoet, onder andere Douglas en Shane, wat op 'n plot was naby Carino. Hulle het 'n privaat botaniese tuin gehad waar ek gereeld op naweke gaan werk het. En daar het ek baie naweke deurgebring en hulle gehelp in die tuin. En hulle het my geleer die botaniese aspek van die plante, jy weet, om register te hou van die plante. So hulle het ook 'n groot invloed gespeel en hulle het my gedryf op 'n mooi manier om tuinboukunde te gaan swat. Dis toe ek nou maar my loopbaan in plante begin het. Hoe lank was jy in Pretoria besig met jou kwekery daar? Ek het in 2001 van Nelspruit af Pretoria toe getrek om tuinboukunde te gaan studeer, waar ek my prakties begin het by Gariep plantekwekery, Mkhweti Retief, en Mkhweti het vinnig my potensiaal raak gesien en toe vir my 'n werk aangebied by die kwekery. En omtrent 6 jaar later het ek toe sommer aandeelhouer geword van Gariep plante, en ek en hy toe saam die kwekery bestuur. Dit was maklik 20 jaar wat ons saam die retail kwekery gehad het. Ek het toe maar later besluit om op my eie rigting te gaan, op my eie aan te gaan, en het toe Cambro plante gestig, wat slegs aanlyn kwekery het, maar ons het ook doen markte, ons doen vlooimarkte ensovoorts ook. En toe besluit jy, okay, Mosselbaai toe. Dit is 'n groot skuif. Ek en my vrou was net bietjie moeg vir die stadslewe, vir die normale retail, altyd verlief geraak op Mosselbaai, maar ons was net lus om 'n nuwe hoofstuk in ons lewe te begin hier by die see en die mooi en rustigheid. Sean het lank reeds ophou tel, maar skatte het tans sowat 1000 verskillende variëteite vetplante in sy Cambro kwekery. Alwyne, crassulas, ook bekend as plakkies en vygies onder andere, bly veral gewild onder tuinmakers. Wat sou jy sê is die grootste voordele van vetplante hê? Wel, daar's baie voordele. Die een is om mee te begin is waar jy die waterbesparende tuin maak. Die ander groot voordele van inheemsplante is dat vir die natuurlewe te lok. Daar's baie suikerbekkies wat die alwensoorte bestuif, so in die winter is dit 'n fees. Die insekte wat ook blomme bestuif. So daar's klomp aspekte van die natuur wat veral inheemse vetplante in die tuin maak voordelig is vir ons natuur. En dan natuurlik het Suid-Afrika 'n groot verskeidenheid. Baie. Net as jy hierso kyk. Suid-Afrika het die wêreld se grootste diversiteit in vetplante, waarvan die meeste hier in die suide van die Klein Karoo af tot in die Noord-Kaap en dan soos hy in Namibië ingaan. Daar is soveel kleure, teksture, forme, en net as jy vetplante bestudeer, daar's altyd 'n ander ding wat hulle vind. Hulle ontdek selfs nog nuwe spesies. Daar's nuwe kruisings wat gemaak word, nuwe cultivars wat gemaak word. En dit is ook baie belangrik dat die plante gekweek word om ons natuurlike plante in die veld te bewaar, want as jy nie plante sou kon koop ergens nie, dan gaan groot mense gewoonlik nie goed uit, en dit sal die smokkelary uitskakel tot 'n mate. Ek weet dit is amper 'n onmoontlike vraag, maar is daar 3 vetplante wat vir jou regtig uitstaan? Jong, dit is 'n moeilike vraag, maar die een ding waaraan ek kan dink is Hyosia truncata, of bekend as die perrotanne in die volksnaam. Dis 'n baie unieke plant van die Klein Karoo. Daar's baie soorte Hyosias, maar sover as wat Hyosias gaan, het hy baie uniek in dat sy blare regoorstaande groei. En hy lyk dan basies soos perrotanne. En hy is endemies in die Klein Karoo in die area om Oudtshoorn, Duiselsdorp, en is 'n baie mooi skaars unieke plant.
Die ander interessante een is Ornithogalum britanniae. Dis 'n klein bolplantjie wat daar vind is naby Grahamstown in die 1980s. Baie interessantste bolplantjie. Sy blare groei in 'n klein waaiertjie en dan het hy 'n klein bolletjie wat so half bo die grond sit. Dis die mees uniekste plant wat 'n vetplant en bolplant kombinasie is basies, want hy het 'n bol en hy het die vetplantblare. En dan die ander groep plante wat baie populêr is deesdae is die agaves en die ioniums. Die agaves ken ons almal bekend as die garingbome met al hierdie mooi helder kleure wat baie mooi goeie tuinplante maak. Nou buiten al die vetplante het jy ook ander spesies hierso. Ja, as dit maar die broodbome, ek het clivias, ek het varings, ek het iets van alles hierso. Ja, maar die hoofding is maar die vetplante wat my besigheid is. Maar ek kan myself nie help om plantjies te koop of saad te koop van allerlei goed en te plant en aan te gaan nie. En dan is daar die gesteentes ook. Dis meer Monica se ding. Dis my vrou se ding, ja. Ek is nou meer in die plante en ek versamel die klippe. Sy het 'n besigheid gemaak daarvan. Maar oral is ook maar klippe en na uur hou ek myself besig met die minerale. Dit is vir my groot passies ook. So dis maar waar ek my tyd bespandeer. As ek nie plantjies kweek nie, dan versamel ek klippies of ek label hulle of iets. So die gesteentes en die minerale wat ek hier om my sien, dis veral jou passie. Yes. Ek is baie lief vir wat ek doen. Elke dag ook spandeer ek tyd met my kliënte. Daar's 'n groot verskeidenheid van verskillende minerale en kristalle daar buite. En dit is my passie om uit te vind wat is waar, hoe lyk dit, wat doen die een en wat doen daai een en hulle is verskriklik mooi. Monica, het jy ook groen vingers en 'n waardering vir vetplante? Andre, ja, ek is baie lief vir plante, nog altyd. Ek kweek nie my eie plante nie, maar ek hou baie van orgidee. En Sean het ook baie mooi verskillende tipes. Hoe sal jy Sean se passie en sy liefde vir vetplante beskryf? Elke dag sien hy uit om naby sy plante te wees. Hy spandeer baie tyd, nie net om hulle mooi te kweek nie, maar om van hulle te leer. En hy gaan ook weg om vir ander mense te leer en praatjies te gee oor die plante. En ja, so dit is nog altyd daar, dis al wat hy wil doen. Ja. Ek kan net dink om hierso in die natuur te sit, ter die pragtige plante om jou is. Dit is vir my 'n groot vreugde om die plante te wees, veral om te sien hoe hulle ontwikkel, veral as jy nou selfs plante van saad af begin kweek, om hulle te kweek, kyk hoe die klein plantjie groot word tot eventueel blom en weer verder kan kweek. En as 'n mens bedroef voel en jy kom loop hier tussen die plante rond, daar's net die energie om plante wat jou onmiddellik laat baie beter voel. So dis maar vir my lekker om plante te kweek. Ek is 'n kweker. Ek kan myself nie help om plante te vermeerder nie. Dit is 'n goeie ding en dit is 'n slegte ding, want jy sit altyd met soveel plante. Is daar 'n wenk wat jy vir mense wil gee rakende vetplante? Wel, die ene wat ek vir baie mense sê wat plante by my koop by die markte is, die belangrikste ding is om eerder nie te veel water te gee nie. Vetplante kan nie doodgaan sommer van geen water nie. So dit is belangriker om eerder aan die droë kant te hou as te veel water te gee. En hulle wys baie gewoonlik wanneer hulle droog is, hulle begin klein plooitjies op hulle lyfies kry. Dan sien jy dat die plantjie weer verrimpel nou in en dan kan jy hom nat maak en so aanpas by jou om te sien hoeveel water jy moet gee. So die beste is om na die plant self te kyk en hy sal met jou praat wanneer hulle potbound begin raak, dan begin die plant meer kleur kry, die blare begin kleiner word. Dan weet jy dis tyd om die plant nou weer oor te plant. So die belangrikste ding is om hulle maar net dop te hou en hulle self te leer ken. Wat is jou planne vir die toekoms? Ek gaan maar net aangaan met wat ek doen. Dis wat ek wil doen en ek sal seker maar dit doen die dag tot ek doodgaan. Gaan maar aangaan met die kwekery hier, my vrou sal aangaan met haar klipbesigheid. En ons geniet nou maar net die nuwe omgewing weg van die stad af. Dis vir ons baie lekker hierso. Wat mense hier sien is duidelik die resultaat van iemand wat daagliks doen wat hy liefhet en geniet. Een ding is seker, daardie vetplantsaadjies wat lankal terug op hartsgrond geval het, blom behoorlik.